Hallo julle, ons gaan vandag aan met die boek 2 Konings. Net weer 'n notaatjie. As julle saam lees, sal julle hoor oral waar daar Here staan, verander ek dit maar net na die Hemelse Vader toe. Ja, ek het al voorheen gesê hoekom ek dit so doen. So kom ons spring weg. 2 Konings 1. Die siekte en dood van Ahasia, koning van Israel, volgens die voorspelling van Elia. En Moab het na die dood van Agab van Israel afvallig geword, en Ahasia het deur die tralievenster in sy bokamer in Samaria geval en siek geword. Toe stuur hy 'n boodskapper uit en sê vir hulle: gaan raadpleeg Baal-Sebab, die god van Ekron, of ek hierdie siekte gesond sal word. Maar die engel van die Hemelse Vader het vir Elia die Tisbiet gesê: maak jou klaar, gaan op. Die boodskappers van die koning van Samaria tegemoet en spreek met hulle: gaan julle omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Baal-Sebab, die god van Ekron, te raadpleeg? Daarom dan, so sê die Hemelse Vader, van die bed waar jy opgeklim het, sal jy nie afklim nie, want jy sal sekerlik sterwe. En Elia het gegaan, en toe die boodskappers by hom terugkom, sê hy vir hulle: waarom kom julle nou terug? En hulle antwoord hom: 'n man het opgekom ons tegemoet en aan ons gesê: gaan terug na die koning wat julle gestuur het, en spreek met hom. So sê die Hemelse Vader: stuur jy omdat daar glad geen God in Israel is nie, om Baal-Sebab, die god van Ekron, te raadpleeg? Daarom sal jy van die bed waarop jy geklim het nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe. Daarop sê hy vir hulle: hoe was die voorkoms van die man wat opgekom het julle tegemoet in hierdie woorde met julle gespreek het? En hulle antwoord hom: 'n man met 'n harige mantel en omgord met 'n leergord om sy heupe. Toe sê hy: dit is Elia, die Tisbiet. En hy het die owerste van 50 en met sy 50 na hom gestuur, en toe hy na hom opklim, terwyl hy juis op die top van die berg sit, sê hy vir hom: man van God, die koning spreek, kom af. Toe antwoord Elia en sê aan die owerstes oor 50: as ek dan 'n man van God is, mag daar vuur van die hemel neerdal en jou 50 verteer. En daar het vuur uit die hemel neergedaal en hom met sy 50 verteer. En hy het weer ander owerstes oor 50 met sy 50 na hom gestuur. En hy het begin spreek en vir hom gesê: man van God, so sê die koning, kom gou af. Daarop antwoord Elia en sê vir hulle: as ek 'n man van God is, mag daar vuur van die hemel neerdal en jou 50 verteer. En daar het vuur van God uit die hemel neergedaal en hom met sy 50 verteer. En hy het weer die owerste van die derde 50 met sy 50 na hom gestuur. En die derde owerste oor die 50 opgeklim en aangekom en op sy knieë voor Elia gebuig en hom gesmeek en vir hom gesê: man van God, laat tog my lewe en die lewe van u dienaars hierdie 50 kosbaar wees in u oë. Kyk, vuur het uit die hemel neergedaal en die eerste 2 owerstes oor 50 met 50 verteer, maar laat my lewe nou kosbaar wees in u oë. Toe sê die engel van die Hemelse Vader vir Elia: gaan saam met hom af. Wees nie bevrees vir hom nie. En hy het opgestaan en saam met hom na die koning afgegaan en met hom gespreek. So sê die Hemelse Vader: omdat jy die boodskappers gestuur het om Baal-Sebab, die god van Ekron, te raadpleeg, is dit omdat daar glad geen God in Israel om sy woord te raadpleeg nie. Daarom sal jy van die bed waarop jy geklim het nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe. En hy het gesterwe volgens die woord van die Hemelse Vader wat Elia gespreek het. En Joram het in sy plek koning geword in 2 jaar van Joram, die seun van Josafat, die koning van Juda, want hy het geen seun gehad nie. En die verdere geskiedenis van Ahasia wat hy gedoen het, is dit nie beskrywe in die kroniekboek van die konings van Israel nie? Tot sover.
Hoofstuk 2, Elia word in die hemel opgeneem. En toe die hemelse Vader Elia in 'n storm na die hemel sou opneem, het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. En Elia het vir Elisa gesê, bly tog hier, want die hemelse Vader stuur my na Bethel. Maar Elisa het gesê, so waar as die hemelse Vader leef, en u siel leef, sal ek nie u verlaat nie. En hulle het na Bethel afgegaan. Toe gaan die profete seuns wat in Bethel was na Elisa uit en vra hom, weet u dat die hemelse Vader vandag u Heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. En Elia sê vir hom, Elisa, bly tog hier, want die hemelse Vader stuur my na Jerigo. Maar hy sê, so waar as die hemelse Vader leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het in Jerigo aangekom. Daarop kom die profete seuns wat in Jerigo was na Elisa toe en vra vir hom, weet u dat die hemelse Vader vandag u Heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. En Elia sê vir hom, bly tog hier, want die hemelse Vader stuur my na die Jordaan. Maar hy sê, so waar as die hemelse Vader leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle twee het gegaan, en 50 man van die profete seuns het geloop en op 'n afstand eenkant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan. Toe neem Elia sy mantel en rol dit op en slaan op die water, en dit is na weerskante verdeel, sodat hulle twee op droë grond deurgegaan het. En nadat hulle deur was, sê Elia vir Elisa, begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. En Elisa antwoord, laat my dan tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. En hy sê, jy het 'n harde saak begeer, as jy my sien wanneer ek van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees, maar so nie, dan sal dit nie wees nie. En terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur met perde van vuur, wat skeiding tussen hulle twee maak, en Elia het in die storm na die hemel opgevaar. En Elisa het dit gesien en geroep, my vader, wa van Israel en sy ruiters. En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in 2 stukke geskeur. Elisa tree as profeet op sy wonders, vanaf vers 13. Daarna tel hy die mantel van Elia op, wat van hom afgeval het, en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. En hy neem die mantel van Elia, wat van hom afgeval het, en slaan op die water en sê, waar is die hemelse Vader, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel, en Elisa het deurgegaan. En die profete seuns wat in Jerigo was, het dit op 'n afstand gesien en gesê, die gees van Elia rus op Elisa. En hulle het hom tegemoet gekom en voor hom na die aarde gebuig en vir hom gesê, kyk, hier is by u dienaars 50 kragtige manne, laat hulle tog u Heer gaan soek, of nie miskien die gees van die hemelse Vader hom opgeneem het, om hom op een van die berge of in een van die dale gewerp het nie, maar hy het beveel, stuur hulle nie. Maar toe hulle tot vervelens toe by hom aanhou, sê hy, stuur hulle 50 man uit, en die het 3 dae lank gesoek, maar hom nie gekry nie. En hulle het na hom teruggekeer, terwyl hy nog in Jerigo vertoef het. En hy vra vir hulle, het ek julle nie gesê nie, moenie gaan nie? En die manne van die stad het Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed, soos my Heer sien, maar die water is sleg, en die grond veroorsaak onvrugbaarheid. En hy antwoord, bring vir my 'n nuwe skottel en gooi daar sout in. En hulle het dit vir hom na hom gebring.
Daarop gaan hy uit en na die plek waar die water uitkom en gooi die sout daarin en sê, so spreek die Hemelse Vader, ek het die water gesond gemaak, daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer vanaf kom nie. En die water het gesond geword, tot vandag toe, volgens die woord van Elisa, wat hy gespreek het. En daarvandaan het hy opgegaan na Bethel, en terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seentjies uit die stad uit, wat met hom spot en vir hom sê, gaan op, kalkop. Toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien en hulle gevloek in die naam van die Hemelse Vader. En 2 berinne het uit die bos gekom en van hulle 42 kinders verskeer. En hy het daarvandaan na die berg Karmel gegaan en daarvandaan na Samaria teruggekom. Tot sover. Hoofstuk 3, wonderbare verlossing van die verbonde leers van Juda, Israel en Edom. En Joram, die seuns van Agab, het koning geword oor Israel in Samaria in die 18de jaar van Josafat, die koning van Juda, en hy het 12 jaar geregeer. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Hemelse Vader, maar nie soos sy vader en sy moeder nie, want hy het klippilare vir Baal verwyder wat sy vader gemaak het. Maar hy het die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, wat Israel wat sondig het, aangekleef sonder om daarvan af te wyk. En Messa, die koning van Moab, was 'n skaapboer, en hy het aan die koning van Israel gelewer 100.000 lammers en 100.000 ramme, soos se wil. Maar na die dood van Agab het die koning van Moab van die koning van Israel afvallig geword, en in dieselfde tyd het koning Joram uit Samaria uitgetrek en die hele Israel gemonster. Ook het hy Josafat, die koning van Juda, laat weet, die koning van Moab het van my afvallig geword, en sal u saam met my uittrek om teen die Moabita te verg. En hy antwoord, ek sal optrek, ek sal wees soos u, my volk soos u volk, my perde soos u perde. En hy vra, met watter pad sal ons optrek? Toe antwoord hy, met die pad wat deur die woestyn van Edom. So het die koning van Israel dan getrek, en die koning van Juda en die koning van Edom, maar nadat hulle 'n pad van 7 dae omgetrek het, was daar geen water vir die leer en die vee wat in die voetspore gevolg het nie. Toe sê die koning van Israel, ag, die Hemelse Vader het hierdie 3 konings geroep om hulle in die hand van die Moabite te gee. En Josafat vra, is hier nie 'n profeet van die Hemelse Vader, dat ons deur hom die Hemelse Vader kan raadpleeg nie? Toe antwoord een van die koning van Israel se dienaars en sê, hier is Elisa, die seun van Safat, wat die water op die hande van Elia gegiet het. Daarop sê Josafat by hom, die woord van die Hemelse Vader, so het die koning van Israel en Josafat, die koning van Edom, dan na hom afgegaan. Maar Elisa het aan die koning van Israel gesê, wat het ek met u te doen? Gaan na die profete van u vader, profete van u moeder. Maar die koning van Israel antwoord hom, ag nee, want die Hemelse Vader het hierdie 3 konings geroep om hulle in die hand van die Moabite te gee. En Elisa sê, so waar as die Hemelse Vader van die leerskare leef, voor wie die aangesig ek staan, as ek nie agting gehad het vir die persoon van Josafat, die koning van Juda nie, sou ek na u nie kyk en u nie aansien nie. Maar bring nou vir my 'n sitterspeler, en toe die sitterspeler op die snare speel, het die hand van die Hemelse Vader op hom gekom, en hy het gesê, so spreek die Hemelse Vader, maak hierdie dal vol gate, want so spreek die Hemelse Vader, julle sal geen wind sien nie, en julle sal geen reën sien nie, en tog sal hierdie dal vol water word, sodat julle self en julle vee en julle ander diere kan drink. Ja, dit is nog gering in die oë van die Hemelse Vader.
Hy sal ook die Moabiete in julle hand gee. En julle sal elke versterkte stad en elke uitgesoekte stad oorweldig en elke goeie boom omkap en al die waterfonteine toestop en elke goeie stuk grond sal julle met klippe bederwe. En die volgende môre omtrent die tyd wat hulle spysoffer bring, kom daar met eens water van die kant van Edom af, sodat die land vol water geword het. En toe al die Moabiete hoor dat die konings opgetrek het om teen hulle te veg, is hulle opgeroep, almal wat die gord vasgespe en wat ouer was, en hulle het by die grens gaan staan. Terwyl hulle die môre vroeg hulle gereed maak en die son oor die water opgaan, sien die Moabiete op die afstand die water rooi soos bloed. En hulle sê, dit is bloed, die konings het sekerlik mekaar aangeval en die een die ander verslaan. En nou, op die byt af, julle Moabiete, maar toe hulle by die laar van die Israel kom, het die Israeliete hulle gereed gemaak en die Moabiete verslaan, sodat hulle voor hulle uitgevlug het en hulle het dieper ingetrek en die Moabiete verslaan. Daarna het hulle die stede verwoes en op elke goeie stuk grond elkeen sy klip gegooi, sodat daar van vol was, en elke waterfontein toegestop en elke goeie boom omgekap, totdat hulle net in Kir Hareset die klipmure daarvan laat oorbly het. Maar toe die slingeraars dit omsingel en beskiet, en die koning van Moab sien, dat die geveg vir hom te swaar word, het hy 700 man wat die swaard uitgetrek het met hom, saamgeneem en na die koning van Edom deur te breek. Maar hulle kon nie. Daarop neem hy sy eersgeborene seun, wat in sy plek koning sou word, en offer hom as 'n brandoffer op die muur. Toe het 'n groot toorn oor Israel gekom, sodat hulle van hom weggetrek het en hulle na hulle land teruggegaan het. Tot sover. Hoofstuk 4, die olie van die weduwee, die seun van die Sunamitiese vrou, die giftige kos en die 20 garsbrode. En 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, "U dienaar, my man is dood. U weet self dat u dienaar die hemelse Vader gevrees het, en nou het die skuldeiser gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem." Toe sê Elisa vir haar, "Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het." En sy antwoord, "U dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesie met olie." En hy sê, "Gaan leen vir jou van buite af leekanne van al jou bure, leen nie te min nie. Gaan dan in en sluit die deur agter jou en jou seuns toe, en giet in al hierdie kanne en sit weg wat vol is." Sy het toe van hom af weggegaan en die deur agter haar en haar seuns toegesluit, en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, "Bring vir my nog 'n kan aan." Maar hy antwoord haar, "Daar is geen kanne meer nie. Toe gaan die olie staan." Daarop kom sy om dit die man van God te kenne te gee, en hy sê, "Gaan verkoop die olie en betaal jou skulde. Van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe." En op die dag het Elisa verbygegaan na Shunem, en daar was 'n vermoeide vrou wat by hom aangehou het dat hy brood sou eet, en so dikwels as hy verbygaan, het hy daarheen weggedraai om brood te eet. En sy het aan hom, haar man, gesê, "Kyk tog, ek merk dat dit 'n heilige man van God is, wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons tog klein ommuurde bokamer maak, en laat ons daar vir hom 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy dan by ons kom, kan hy daar intrek." En toe hy op die dag daar kom,
het hy in die bokamer ingetrek en daar gaan lê, en aan sy dienaar Gehasie gesê, roep hierdie Sunamitiese vrou, nadat hy haar dan geroep en sy voor hom gaan staan het. Sê hy vir hom, vra haar tog, kyk, jy het hierdie sorg aan ons bestee, wat kan daar vir jou gedoen word? Kan daar vir jou 'n goeie woord gedoen word by die koning of by die leerowerste? Maar sy antwoord, ek woon onder my volk. Daarop sê hy, wat kan daar dan vir jou gedoen word? En Gehasie antwoord, voorwaar, sy het geen seuns nie en haar man is oud. En hy sê, roep haar, en toe hy haar geroep en sy in die deur gaan staan het, sê hy, sulke tyd oor 'n jaar sal jy 'n seun omhels, en hy antwoord, ag nee, my heer, man van God, moenie vir u dienares lieg nie. En die vrou het swanger geword, en 'n seun gebaar op daardie tyd oor 'n jaar, soos Elisa met haar gespreek het. Maar toe die kind groot was, het hy op die dag uitgegaan na sy vader en na die maaiers, en vir sy vader gesê, my kop, die sê toe vir 'n dienaar, dra hom na sy moeder, en hy het hom gedra en by sy moeder gebring, en hy het op haar knieë gesit tot die middag en gesterwe. En sy het opgeklim en hom op die bed van die man van God neergelê en agter hom toegesluit en uitgegaan. Daarop roep sy haar man en sê, stuur tog vir my een van die dienaars met een van die eselinne, dat ek gou na die man van God kan gaan en terugkom. En hy sê, waarom gaan jy vandag na hom? Dit is geen nuwe maan of Sabbat nie. En sy antwoord, wees maar gerus. Toe saal sy 'n esel op en sê aan haar dienaar, jaag aan en gaan voort, hou my nie op in die ry nie, behalwe as ek jou sê. Sy het dan weggegaan en by die man van God op die berg van Karmel gekom. Sodra die man van God haar op 'n afstand sien, sê hy vir die dienaar Gehasie, kyk, daar is die Sunamitiese vrou. Loop haar tog nou tegemoet en sê vir haar, gaan dit goed met u? Gaan dit goed met u man? Gaan dit goed met u kind? En sy antwoord goed. Maar toe sy die man van God op die berg kom, het sy voete gegryp. En Gehasie het aangekom om haar weg te stoot, maar die man van God sê, laat haar staan, want haar siel is bitter bedroef in haar. En die hemelse Vader het dit vir my verberg en my dit nie meegedeel nie. En sy sê, het ek my Heer 'n seun gevra, het ek nie gesê, moet my nie mislei nie. En hy sê vir Gehasie, gord jou heupe en neem my staf in jou hand en gaan heen. As jy iemand teekom, groet hom nie, en as iemand jou groet, antwoord hom nie, en lê my staf op die gesig van die seun. Maar die moeder van die seun sê, so waar as die hemelse Vader leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hy het opgestaan en agter haar aangeloop. En Gehasie het voor uitgegaan en die staf op die gesig van die seun gelê, maar daar was geen stem of geen opmerksaamheid nie. Daarop gaan hy terug hom tegemoet en bring hom die berig en sê, die seun het nie wakker geword nie. En toe Elisa in die huis kom, was die seun dood, neergelê op sy bed. En hy het ingegaan en die deur agter hulle twee toegesluit, tot die hemelse Vader gebid. Daarna klim hy op en gaan lê op die kind en sit sy mond op die se mond, en sit sy mond op die se mond en sy oë op die se oë, en sy hande op die se hande, en buig oor hom neer, en die vlees van die kind het warm geword. Daarop het hy teruggekom
en in die huis een keer heen en weer geloop, om dan opnuut op te klim en oor hom neer te buig. En die seun het 7 maal genies, en die seun het sy oë oopgemaak. Toe roep hy Gehasie en sê, roep hierdie Soemanitiese vrou. Nadat hy haar dan geroep en sy by hom gekom het, sê hy, tel jou seun op. En sy het ingekom en voor sy voete geval en na die aarde gebuig, en sy het haar seun opgetel wat uitgegaan het. Weer het Elisia in Gilgal gekom, en daar was hongersnood in die land. En terwyl die profete seuns voor hom sit, sê hy aan sy dienaar, sit die groot pot op en maak 'n kooksel klaar vir die profete seuns. Toe gaan een uit in die veld om groente te versamel, en hy het 'n wilde ranke gekry en daarvan 'n kleed vol karkkoere gepluk en gekom en dit in die kookpit stikkend gesny, want hulle het dit nie geken nie. Daarna het hulle vir die manne opgeskep om te eet, maar net toe hulle aan die kooksel eet, skreeu hulle en roep, man van God, die dood is in die pot, en hulle kon dit nie eet nie. Maar hy sê, gaan haal dan meel en dan gooi dit in die pot en sê, skep uit vir die mense dat hulle eet, en daar was niks verkeerds in die pot nie. En daar het 'n man van Baal Salisa gekom en vir die man van God eerstelingsbrode, 20 garsbrode en vars graan in sy mandjie gebring, en hy het gesê, gee vir die mense dat hulle eet, en sy dienaars antwoord, hoe kan ek dit aan 100 man voorsit? Maar hy sê, gee vir die mense dat hulle kan eet, want so spreek die Hemelse Vader, hulle sal eet en oorhou. En hy sit dit voor, en hulle het geëet en oorgehou volgens die woord van die Hemelse Vader. Tot sover.